In die tyd wat Paulus briewe geskryf het, het hy die gewoonte gehad, en as 'n mens dit optel, dan kom jy agter, dit was met elke brief so. Hy sou 'n brief skryf, en dit sou vandag in ons Bybels indeling wees van 1 tot 6 of 7 of 4 hoofstukke. Maar die laaste hoofstuk, net voordat hy seëngroet gegee het, was altyd die belangrikste. Daar het hy saamgevat half en half wat hy wou sê. En die paar verse, net voordat hy die seëngroet gee, was gewoonlik die verse waarin jy regtig moes aandag gee, was jy die ontvanger van daai brief. Dis dieselfde hier met Filippense 4. Nou ons gaan vir 'n paar weke stil staan by teksverse wat 'n mens baie keer aantref in die wêreld. Mense druk dit op hulle T-hemde of brand dit in op 'n beursie of 'n sleutelhouer. En baie keer word hierdie vers gebruik om 'n boodskap te gee wat baie keer heeltemal wegstaan van wat aanvanklik bedoel was. Filippense 4 vers 13 is een van daai verse. Kom ons lees die gedeelte vanaf vers 10. Paulus skryf vir die mense in Filippi. Hy skryf vers 10. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eintlik het julle wel aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid daarvoor gehad nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy om verstandig te wees, om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Nogtans was dit goed om van julle om in my swaar kry te deel. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente tot my rekening van inkomste en uitgawes bygedra het nie, behalwe slegs julle. Ook in Thessalonika het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. En dit is nie wat ek van julle 'n bydrae verlang nie, ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Ek is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg nadat ek van Epaphroditus ontvang het wat van julle afkom. 'n geurende offer, aanneemlike offergawe wat God behaag. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en ewig. Amen. Ek wil saam met jou rustig raak, voordat ons na die woord luister. En is hierdie tyd van die jaar waar alles weer stelselmatig in beweging kom, waar 'n mens voorbereiding tref vir die kinders wat op pad is, kinders dalk universiteit toe, 'n nuwe kursus begin, 'n nuwe skooljaar begin in hierdie week wat kom. Kom ons vra regtig die Here se leiding, ook in 2026, wat in alle erns begin. Kom ons raak stil. Here, mens kom nie agter nie, en baie keer is ons so ingestel maar net om van dag tot dag te leef, dat 'n mens al klaar byna met die eerste maand van hierdie nuwe jaar klaar is. Het ek al iewers 'n plek gemaak in hierdie nuwe jaar om vir u dankie te sê vir die voorreg om daarin te deel. Het ek al iewers stil geraak, Here, in hierdie paar dae wat verby is, 25 dae wat verby is, om te sê dankie dat ek ook in hierdie nuwe hoofstuk kan deel. Dankie dat ek my maat langs my het, my gesin by my het, my familie het, my kerkfamilie het, my geestelike familie het.
Dankie Here dat U my lewe volmaak. Dat ek ouers is van kinders, grootouers van kleinkinders, wat 'n spesiale plek in 'n mens se hart het. Dankie Here vir die planne wat ek kan maak. Die voorbereidings wat ek kan tref. Die voorreg om skoolgoedjies te koop vir 'n nuwe jaar. Die voorreg om my kind te stuur vir nog onderrig. Dankie vir die kos op my tafel. Die kos in my kas. Die klere aan my lyf, die dak oor my kop. Partykeer neem 'n mens alles vanselfsprekend aan, Here. En is baie keer as mens eers gekonfronteer word met mense wat dit nie het nie, dat jy weer vir 'n oomblik stil staan en waardeer en U dank vir dit wat ek wel het. Ons bid vandag vir mekaar, ons bid vir ons geliefdes, naby ons bid vir ons kinders, wat op 'n nuwe reis begin. Ons bid vir ons mense, Here, wat siek is op hierdie stadium, ons bid vir ons mense wat 'n bietjie onsekerheid in die gesig staar. Ons bid ook vir ons ver mense, almal van ons, Here, het families, of vriende, of ouers, of kinders, op plekke waar dit nie altyd so goed gaan nie. En om hulle in U hande toe te vertrou, is al wat ek kan doen, en hoef te doen. Dankie dat U ons ook seën. Dankie vir die voorreg om deel te wees van 'n gemeenskap van gelowiges. Dankie Here dat ons ook vandag na U woord kan luister, U lof kan besing en U grootheid beleef. Alles vra ons nou in U naam alleen. Amen. Daar genoem, ons gaan vir 'n paar weke stil staan by teksgedeeltes wat 'n mens baie keer sien. Maar haal jy hierdie teksgedeelte uit sy perikoop, uit sy gedeelte uit, sê dit baie keer iets anderster as wat dit eintlik bedoel was om te sê. In Filippense 4 vers 13 is een van daai vers, jy ken dit. Ek is tot alles in staat deur die krag van die Here, deur hom wat vir my krag gee, deur die Here wat vir my krag gee. Ek is tot alles in staat, ek is tot enige iets in staat, is baie keer 'n ander weergawe, deur die krag van die Here. Ek sien dit op T-hemde, ek sien dit op sleutelhouers, ek sien dit op yskaste met magnete. En baie keer maak ons met die woorde iets wat dit nie is nie. Baie keer gebruik ons dit half en half, soos 'n towerspreek, asof God jou toeken met vermoëns om te doen wat jy andersins nie kan doen nie, of om iets te doen wat ander mense nie kan doen nie. Baie keer is dit die gebed wat jy bid, as jy vir 'n werksonderhoud gaan, is tot enigiets in staat, met die krag van die Here, jy bid hierdie gebedjie voor 'n wiskundetoets waarvoor jy nie voorberei het nie. Jy bid hierdie gebedjie as daar 'n nuwe uitdaging voor jou lê en sê, ek kan alles doen met die krag van God in my. Maar om werklik te verstaan wat hier staan, en om dit reg te gebruik, en om nie onrealistiese verwagtinge te koester en agterna vir God kwaad te wees, want dinge het nou nie gebeur nie, moet ons dalk kyk hoekom dit geskryf is. Vir wie? Deur wie? Die woorde was geskryf vir mense wat in Filippi gebly het. Nou die gemeente in Filippi, klein gemeentetjie, maar dit was 'n klein gemeenskap. Filippi was 'n stad in daai tyd gemeet, baie kleiner, 10.000 inwoners, geleë op 'n baie besige handelsroete, die Via Ignatia. Die Via Ignatia was 'n pad deur die Romeine gebou het so 2 eeue voor Christus, om eintlik die ooste aan die weste te koppel. As jy vandag na die kaart kyk, loop die pad deur Griekeland, Macedonië, Turkye. Maar dit was in daai tyd om Byzantium met die Egeïese See te koppel, ook die see, Adriatiese See, waarby jy by Italië kon uitkom. So van die ooste
groot handelsroete, militêre roete, tot by die weste. As jy by die weste gekom het, kon jy in Italië toe gaan en by Rome uitkom by die keiser. En op hierdie handelsroete, hierdie bekende roete, lê Filippi. So jy moes geweet het, jy het met alle geure tipe mense daar te doen gehad. Filosofie, godsdienste, jy kon kies en keer. Enige iemand wat enige iets aanbid het gewoonlik op daai roete geloop, handelsroete, militêre roete, kulturele roete. As jy nou wou gesien het, hoe lyk die wêreld van daai tyd, sit in Filippi, en daar so mense verbygekom het wat jou mond oop laat hang het. Maar een ding van Filippi, en jy kom het agter in hierdie brief, daar was nie Jode nie. Die Joodse gemeenskap in Filippi was baie klein as daar enige mense was. Want Filippi was in 'n heidense gebied. Dit was 'n Romeinse provinsie. Die keiser is hier, is God aanbid. En snaaks genoeg, as Paulus hier 'n gemeente begin, is dit baie maklik, want hy was ook 'n Romeinse burger, gebore in Tarsus. En dan kom jy agter as jy hierdie brief lees. Daar's nie groot gevegte in hierdie gemeente nie. Daar's twee tantes, hulle naam is Euodia en Syntyche, wat so nou en dan 'n bietjie moeilikheid met mekaar gehad het, en hy skryf hier in vers 4, praat met die twee tantes. Maar andersins is daar nie gevegte nie. Die ander gemeentes het altyd anders gelyk. Hoekom? Want in die ander gemeentes was daar Jode wat Christene geword het, en daar was heidene wat Christene geword het. Hulle was almal Christene, maar hulle wortels het partykeer so groot rol gespeel dat hulle nie van mekaar gehou het nie. En daarom veral in Korinthe was daar groot gevegte tussen die heidense Christene en die Joodse Christene. Al was hulle almal Christene, was die verskille net te veel in die ruimtes net te groot tussen hulle. En dan moet Paulus gedurig briewe skryf om te vermaan, om te dreig, om te sê, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie. Nie Filippense nie. Filippense was net gerig aan 'n groep heidene wat Christene geword het. Daar was nie Jode om mee te beklei in hierdie gemeente nie. En jy kom het duidelik agter as jy Filippense lees. Jy kom het duidelik agter. Daar word nie onnodige tyd spandeer deur riglyne te gee hoe om gevegte op te los in hierdie gemeente nie. Hierdie gemeente was almal heidene wat Christen geword het, eensgesind omdat hulle die voorreg gekry het om Christus te kan volg. Mens kom agter. Sou 'n gemeente onder mekaar beklei, gaan daar wonderlike tyd verlore wat eintlik spandeer kon word om die Here te loof en te prys. Daar was wel 'n stryd by hierdie ouens. Want die oomblik as jy Christus begin dien, aanbid jy vir hom, net vir hom. En natuurlik het jou familie jou nou snaaks aangekyk, as jy nie meer die Christ, die keiser wil aanbid nie, en as jy nie meer die knie voor Rome wil buig nie, maar dit is goed waarmee jy te doen kon kry, en jy kon dit self oplos. So dis die eerste ding wat mens agterkom. Hierdie brief klink anders, en lyk anders. Want Paulus hoef nie 'n spul gevegte in daai gemeente aan te spreek nie. Daar's baie vrede. Daar's baie blydskap en opgewondenheid, want ek mag vir Christus ken en dien. Tweedens kom 'n mens agter dat wanneer hy hierdie brief skryf, sit hy nie op 'n stoep en hy drink 'n koffietjie nie. Want dis eintlik die tipe brief wat 'n mens sou verwag van iemand wat op 'n stoep sit en 'n koffietjie drink en 'n wonderlike uitsig het, want hy sê altyd dinge loop mooi. Filippense 4 vers 4, wees bly, wees altyd bly in die Here. Dit klink soos koffie drink, stoepsit praatjies. Maar dit is nie. Die ou sit in die tronk. Hy is alweer in die tronk. Nie omdat hy goed gesteel het, mense geslaan het, gedoen het wat hy nie moes doen nie. Hy sit in die tronk oor sy geloof.
is gewoonlik die Jode in die gemeenskappe wat hom gaan aangee by die owerhede en gesê, hy is 'n moeilikheidmaker, want hy verkondig hierdie gekruisigde Jesus wat hulle sê weer terugkom. Hy sit in die tronk vir die evangelie wat hy verkondig. Dis waar jy hom aantref. Dis waar hierdie woorde van wees bly en ek is tot alles in staat. Dis waar hulle oorsprong het. Dis hoe iemand klink wat in die tronk sit. En dan kom ons uiteindelik by die woorde. En om te verstaan wat hy sê in vers 13, ek is tot alles in staat deur die krag van die Here, moet jy ook hierdie woorde in hulle konteks, in hulle laaste hoofstuk, in hulle perikoop lees. En dan kom jy agter, daar was 'n besondere verhouding tussen Paulus en hierdie gemeenskap. Dit was die enigste van al die gemeentes wat ook na hom gekyk het. Paulus het oralste gegaan, gemeentes gestig, want hy wou hê die woord van die Here moet groei. Maar hierdie gemeentes was dikwels almal wat alles wou hê, alles wou gryp, alles vat. Filippi was die enigste gemeente wat na hom gekyk het. Daar was 'n besondere band. Jy kan dit beskryf amper soos 'n vennootskap. Hulle het geweet, hulle kan op hom staat maak. Dit wat hy verkondig is waar en dit wat hy doen is reg. En hy het geweet, hy kan op hulle steun. Daar sal altyd mense wees wat hom volg, wat hom bedien, wat by hom hoor. Hoe gaan dit met jou? Dis vir jou iets. Ek dink daai tyd was daar waarskynlik die ekwivalent van 'n pakkie beskuit in die tronk wat sê, ouma het gebak. Dis vir jou iets. Dit was 'n wederwysige verhouding. Filippi het vir Paulus soos familie gevoel. En as jy die eerste vers lees van die hoofstuk, ons het dit nie gelees nie, hoofstuk 4, ek deel dit nou met jou, hoe hierdie hoofstuk ingelei word, sê Paulus vir hulle in Filippense 4 vers 1, staan altyd vas in julle geloof. Dit waarin jy glo, staan vas, bly op die Here vertrou. Weet ek het julle lief, weet ek verlang na julle, want julle is my vreugde en my kroon. My kroon, julle is my beloning. Julle is die rede waarom ek doen wat ek doen. En jy kan agterkom as jy hierdie brief lees, dit klink anders, want hy kon werklik met hierdie mense diep deel. Hy het geweet, hy hoef niks weg te steek nie. Hy het geweet, hy hoef nie 'n sondige gesiggie op te sit nie. Hy het geweet, hy hoef nie na hierdie gemeente toe te kom en as daar 'n moeilikheid in sy lewe is, mag hy dit nie wys nie. Hy was eerlik en openlik met hulle. Hy kon 'n verslag gee van sy omstandighede, van sy uitdagings, van sy kondisie, en deur dit te doen kon hy hulle ook bemoedig en hulle aanspoor en optel met die woord van die Here. En daarom skryf hy ook met ware blydskap vers 10. Die voorafgaande 3 verse berei hy ou eintlik voor vir vers 13. Vers 10 sê hy, dit was nou 'n wyle gewees wat julle nie met my gekommunikeer het nie. Hy skryf daar, na 'n lang tyd het julle nou weer gewys dat julle aan my dink. En dan besef hy iets. As jy werklik gebind is deur die bloed van die Here, en as jy werklik iemand in jou lewe het, met wie jy hierdie deel, kan daar 'n week, 2 weke, 'n maand, 'n jaar verbygaan. Die oomblik as julle mekaar sien, hou julle eenvoudig aan daar waar julle opgehou het. Want julle weet wat julle het. En julle weet dit kom van die Here af. Hy sê eintlik in gewone woorde, julle was waarskynlik besig geweest, ek dink, julle het die heeltyd aan my gedink, maar julle het nie kans gehad om dit te wys nie. En dan sê hy ook vers 12, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, nie dat ek swaar gekry het toe julle nie kontak gemaak het nie,
Want ek ken hongerly, ek ken versadig wees, ek ken nood, en ek ken oorvloed, ek ken behoefte, en ek ken om alles te hê wat ek wil hê. Ek weet wat dit is. Maar dat julle ook weer iemand gestuur het opnuut om na my te kyk. Die enigste gemeente wat dit doen, is my hart vol. As ek hierdie gedeelte lees, is ek altyd dankbaar oor my name wat ek gekry het. Ek kerm baie keer oor my volle name, want saam my van is dit 30 letters. Maar ek is so dankbaar, my naam is nie Epaphroditus nie. Epaphroditus het opgedag. Daar was weer 'n woord van bemoediging, daar was weer 'n briefie, daar was weer 'n geldjie, daar was weer 'n pakkie. Dankie. En dan skryf hy: Ek is in staat tot alles, deur hom wat vir my krag gee. Mens vergeet baie keer. Hy het hierdie brief uit 'n tronk uit geskryf. En wat hy hier sê eintlik, stem so mooi ooreen met die Here se bergpredikasie uit Matteus 5 vers 10, waar die Here sê, geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En dan kom 'n mens agter. Hierdie tevredenheid kom nie uit homself nie. Paulus sê hier in vers 13, ek is in staat tot alles, want ek het die vrede van die Here, ek het sy krag. Hy sê in vers 11 al, ek het geleer om met alles tevrede te wees. En daar kry die mens die Griekse woord autarkes, wat beteken vrede in jou omstandighede. Jy werk met wat jy het. Dis verras daar. Autarkes is 'n snaakse woord. Tevrede, maar ek werk ook met wat ek het. En die oomblik as jy dit het, jy het nie vrede as jy sit en wag vir iets om te gebeur nie. Jy het ook nie vrede as jy wag dat môre 'n nuwe dag sal bring en dit anders sal wees nie. Jy het vrede as jy werk met wat jy het. En dan sê vers 13, daai tevredenheid lê in jou hart, nie uit jou eie krag nie. Ek is tot alles in staat, deur die krag wat hy vir my gee. Deur hom wat vir my krag gee. Ek is tot alles in staat. Ek kan deur elke omstandigheid gaan. Ek kan selfs in 'n tronk sit en sê, wees altyd bly. Deur sy krag wat in my werk. Ongelukkig word hierdie vers nie altyd so gebruik nie. Kerkie verkoop baie keer hierdie vers wat sê, bid hierdie gebedjie en enigiets wat jy wil hê moet gebeur, sal gebeur. Of dien die Here op hierdie manier. En alles wat jy vra, sal waar word. Dis nie wat hier staan nie. Ek is tot alles in staat, beteken nie, ek kan alles doen nie. Beteken nie, elke gebed sal word, wat ek wil hê, dit moet word nie. Partykeer vat ons hierdie vers en ons maak van hom iets wat hy nie is nie, ons ken vir God magiese kragte toe, goed wat eenvoudig moet gebeur. Ons praat van suksesvolle gelowiges, daar gebeur nooit slegte goed met hulle nie, want ek is tot alles in staat deur die krag van die Here. Elke transaksie loop mooi, elke siekte word genees, elke uitdaging loop soos wat ek wil hê dit moet wees. Ek is 'n suksesvolle Christen. Filippense 4 vers 13. Want ek kan bid die een wat elke klip uit my pad uitrol. Ek kan bid die een wat my paaie gelyk maak. Ek kan bid die een wat elke deur vir my oopmaak.
Ek kan bid die een wat my vyande weghou, ek kan bid die een wat al my goed wat pla, soos mis voor die son laat verdwyn. Hoekom interpreteer ons hierdie vers baie keer so? Want ons is baie keer selfsugtig in ons geloof, is dit nie? Ek het een agenda voor my en dis my eie agenda. My eie geluk, my eie gerief, kyk waar pas die kerk my prestasies, my doelwitte. Ons gebruik baie keer hierdie vers op 'n uiters selfsugtige wyse. En God dien nie selfsugtige agendas nie. God is nie hierdie kosmiese muntmasjien waar jy 'n dingetjie ingooi en jy wil daai en kies en jy druk die knoppie en die ding rol hieronder uit en jy kry wat jy gedink het jy moet kry nie. Ons probeer om dikwels so maak. Ons probeer dikwels leef asof God my skuld en moet voorsien. God skuld my 'n antwoord. God skuld my 'n beantwoorde gebed. Wat God vir jou gegee het, kan jou 'n ewigheid hou. Hy skuld jou niks. Baie keer gebruik ons hierdie vers vir korttermyn begeertes en langtermyn behoeftes. Ek lees nou eendag iemand wat sê, moenie vir God vertel hoe groot jou probleme is nie, vertel vir jou probleme hoe groot jou God is, hy kan enigiets doen. Ek is tot alles in staat, skryf Paulus, deur die krag van die Here. Wat sê hy? Partykeer gaan die deure nie oop nie. Partykeer bly die pad vol klippe. Partykeer is daai pad wat ek reguit wil hê, loop hy met draaie wat my elke keer omkant vang. Partykeer word die vyande meer. Partykeer die uitdagings ook. Ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. Dis wat hier staan. Die trefkrag van hierdie vers kom jy nie agter as alles loop soos wat jy wil hê dit moet loop nie. Jy kom dit agter as alles anders loop. Dan tref hierdie versgedeelte. Hierdie vers gaan oor om deur alles te kom. Nie om alles te kan doen en suksesvol af te handel nie. En ek en jy het die voorreg om te wees wat Paulus daardie was, die liggaam van Christus, ten spyte van enige omstandighede. Ek en jy het die voorreg om liggaam van Christus te wees, ook hier, waar dit nie altyd welkom is nie. As dit altyd maklik om die liggaam van Jesus te wees? Mens kan na 10 jaar nog steeds vreemd voel in hierdie asemrowende land. En soos jy beskou ek myself as 'n kind van die Here, en soos jy dien ek hom ook in wat ek doen en dink en sê, maar het 2025 altyd geloop soos wat jy dit wil hê? Was dit 'n pad sonder klippe? Het dinge uitgewerk soos wat jy beplan het? Het presies gebeur waarvoor jy gebid en gevra het? Ek is nie negatief nie. En ek leef altyd in hoop. Maar dit is nie altyd maklik daar buite nie. Ek en jy sit dalk nie in 'n tronksel nie. Maar ons staan baie keer alleen. Ons staan baie keer met ons rug teen die muur. Ons is baie keer nie welkom by plekke nie. Ons word nie altyd genooi wanneer ander genooi word nie. Ons staan soms uit soos 'n seer vinger, soos die odd one out.
is nie altyd maklik daar buite nie. Maar dis hier, in moeilike omstandighede, waar ek kan bely, saam met hierdie man. Ek is tot alles in staat, deur hom wat vir my krag gee. Sluit af, daar is 3 goed, wat Paulus in gedagte gehou het, om by hierdie krag uit te kom. Eerste een is, hy het altyd geweet, God is teenwoordig. Maak nie saak waar hy is nie. En hy het die teenwoordigheid van die Here altyd erken en daarvolgens geleef. Tweedens het hy geweet, daar's 'n doel met sy lewe, al het hy nie altyd alles verstaan nie. En die doel, anders as by baie ander mense, was nie welvaart en sukses nie. Die doel van sy lewe was om liggaam van Christus te wees, waar hy ook al kom. Derdens, het hy uitgeleef wat hy geglo het. Jy kon dit in sy hele wese sien. Briewe uit die tronk wat sê, wees altyd bly, 'n dankbaarheid wat in hom sit, 'n vrede wat omstandighede nie kan wegvat nie, 'n hand wat uitgesteek word, 'n liggaam van Christus, wat soos Christus sin werk. Ek ken mense, wat op Sondag vir God loof en prys, worship, tot by hulle monde uitkom, en praat jy Dinsdag met hulle, kom jy op 'n pot vol klagtes af, wat jou eintlik laat dink het, hoekom het ek gevra, hoe gaan dit met jou? Wat in hom geleef het, was ook buite sigbaar. Ek en jy stap vandag hier uit, weet nie heeltemal hoe lyk jou omstandighede nie, ek weet nie wat maak jou bekommerd nie. Leer om werklik te bid. Ek is tot alles in staat, deur die krag wat van U afkom. Amen. Here, ons maak ons oë toe. En die eerste ding wat ons besef is dat ook in hierdie week daar 'n ramp was in ons land. 'n Mount Maunganui ramp wat mense se lewens geëis het, wat besig was om te ontspan en vakansie te hou. Ons bid ook vir hulle geliefdes. Ons bid vir die rou en die seer, die aanpassing by 'n nuwe werklikheid wat iemand wat verlies ervaar altyd het. Ek is in staat tot enige iets, tot alles, deur U krag wat in my werk. Dit bid ons ook vir mekaar, Here. Met veranderende omstandighede, met lewens wat oornag kan verander met nuus, met uitdagings, met nuwe geleenthede. Laat dit wees volgens U wil. Amen.